Okay, humble as a little child. Ons lees in Matteus 18. Hier's 'n lekker klompie skrif. Ek gaan nie jammer sê nie. Die Here sê, skrif is kos vir jou siel. So dit moet so wees. Matteus 18, vanaf vers 1. About that time the disciples came to Jesus and asked, "Who is the greatest in the kingdom of heaven?" Jesus called a little child to him and put the child among them. Then he said, "I tell you the truth, unless you turn from your sins and become like little children, you will never get into the kingdom of heaven. So anyone who becomes as humble as this little child is the greatest in the kingdom of heaven. And anyone who welcomes a little child like this on my behalf is welcoming me. But if you cause one of these little ones who trust in me to fall into sin, it would be better for you to have a large millstone tied around your neck and be drowned in the depths of the sea. What sorrow awaits the world because it tempts people to sin. Temptations are inevitable, but what sorrow awaits the person who does the tempting. So if your hand or foot causes you to sin, cut it off and throw it away. It's better to enter eternal life with only one hand or foot than to be thrown into eternal fire with both of your hands and feet. And if your eye causes you to sin, gouge it out, throw it away. It's better to enter eternal life with only one eye than have two eyes and be thrown into the fire of hell. Beware that you don't look down on any of these little ones, for I tell you that in heaven the angels are always in the presence of my heavenly Father. Ek gaan hom weer lees, vir my so mooi, vir elkeen van julle met kinders. For I tell you that in heaven their angels are always in the presence of my heavenly Father. Dan net vers 13 en 14, and if he finds it, I tell you the truth, he will rejoice over it more than over 99 that didn't wander away. In the same way, it is not my heavenly Father's will that even one of these little ones should perish. Okay, die disippels kom na Jesus toe in Matteus 18 en hulle vra vir hom, wie is die belangrikste of die grootste in die koninkryk van die hemel? En Jesus roep 'n kindjie nader en hy laat die kindjie tussen hulle staan en hy sê, I tell you the truth, unless you turn from your sins and become like little children, you will never get into the kingdom of heaven. So anyone who becomes as humble as this little child is the greatest in the kingdom of heaven. Jesus antwoord nie eintlik aanvanklik hulle vraag wat hulle gevra het nie. Hy gee vir hulle iets wat baie moeilik is om te hoor en dan brei hy 'n bietjie uit op dit en dan na dit kom daar 'n antwoord wat ook maar net so onverwags gekom het soos wat hulle die eerste waarheid gekry het. Vers 3, unless you turn from your sins, turn away, stop living a sinful life, stop living a sinful lifestyle and become like little children, you will never get into the kingdom. So, hulle vra vir hom, wie is die grootste in die koninkryk? En hy sê vir hulle hoe om nie in die koninkryk te kom nie. Dis heeltemal verkeerd om. So, en dan die volgende vraag sal dan nou wees, okay, but how do we become like little children? En dan antwoord hy in vers 4, anyone who becomes as humble as this little child. So as jy vers 4 vat en jy gaan kyk na die ander vertalings op hom, NIV sê, whoever takes the lowly position of this child. Die Afrikaans 83, wie homself gering ag soos hierdie kindjie. Die NLV, elkeen wat so nederig soos hierdie kindjie word. King James shall humble himself as this little child. Die Afrikaans 53, homself verneder soos hierdie kindjie. Die boodskap, julle moet julle eie belange tweede stel en ander respekteer. My stelwoord is basies humble, om humble te wees. Die Humble Woordeboek, having or showing a modest or low estimate of one's importance. Dit vat so 'n bietjie hande met being humiliated. Dit is baie belangrik wat ons moet raak sien, dis van not get into the kingdom of God, na the greatest in the kingdom of God. So is heeltemal teenoorstellende pole. Hoe kom jy nie in die hemel nie, na wie is die grootste? En dan, wie is die grootste? Dis nie 'n sekere profeet nie, dis nie iemand belangriks nie, dis nie 'n engel nie, anyone who becomes as humble as this little child. Johannes die Doper het raak gesien in Johannes 3:30,
He must become greater and greater, and I must become less and less. Jakobus in James 4:10, humble yourself before the Lord, and He will lift you up in honor. In die bekende vers, 2 Kronieke 7:14, then if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and will forgive their sins and restore their land. 1 Petrus 5:7, in the same way, you who are younger must accept the authority of the elders. And all of you, dress yourselves in humility as you relate to one another. For God opposes the proud, but gives grace to the humble. So humble yourselves under the mighty power of God, and at the right time, He will lift you up in honor. Give all your worries and cares to God, for He cares about you. So die derde deel van vers 5 sê, God opposes the proud, but gives grace to the humble. As jy nie humble is nie, is jy proud. And God opposes the proud. So dis nie 'n plek waar jy wil wees nie. So niks van ons geloof of ons rede, hoekom ons hier by mekaar is, enige iets met proudness te doen nie. Want dit staan onmiddellik teen God. So die klem, die prioriteit en die belangrikheid is op being humble. En dit kom elke slag duideliker en duideliker deur. So as ons nie humble is nie, is ons in die moeilikheid. En dan kom vers 6, humble yourselves under the mighty power of God, and at the right time He will lift you up. Ons moet humble, Hy gaan oplig, Hy gaan belangrik maak. Ons moet nie dit doen nie. En dit moet in plek val voor vers 7, give all your worries and cares to God, for He cares about you. Hy goed val so mooi in volgorde. Daar is 'n wyse man op die internet wat iets gesê het, ek kan nie onthou wie dit is nie, ek het nie vergeet om neer te skryf. Maar hy het gesê, humbling yourself is submitting your life's desires and will to Him. It is offering yourself as a living sacrifice. So dis wanneer God jou rigting van jou lewe wil redirect. En wanneer hy sê dis tyd om te stop en om 'n nuwe rigting in te slaan, in volle vertroue en geloof dat hy in beheer is. Ek dink aan Abraham, wat 'n gesiene man in sy omgewing is, om op te pak in die plek waar hy gesiene is en groot geword het. Om in 'n rigting in te trek wat God vir hom gee om te doen, al sy besittings sonder 'n nageslag, te trek blindelings in die wêreld se oë na 'n nuwe land wat generasies later eers vir hom as besitting gegee gaan word. So daar's in ons gewone wêreldse gedagtes nie regtig vir hom veel sin om dit te doen nie. Maar God roep hom om te doen, want God het die lang plan. En nie noodwendig eers die plan vir hom nie, maar vir die span na hom. Op 'n stadium wat hy self nie as 'n seun gehad het nie. So die gedagte, paas, julle is nou gelukkig is, ek gaan nou julle uitlig. Paas, om humble te wees, is om jouself voor God neer te lê. En hom toe te laat om jou rigting te bepaal. Selfs dit te verander, as wat dit dalk is. Sodat jou kinders en die generasies na hulle op die plekke kan opeindig waar God hulle wil gebruik vir sy koninkryk. Jou nederigheid en gehoorsaamheid aan God beïnvloed in effek jou kinders se toekoms en die blessings van God af vir hulle. En dan kry die stukkie net nog meer betekenis. Matteus 5 vers 3. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Is daai een wat ek in Engels kan onthou nie. As jy nou groot word van klein mannetjie af, dan het jy nou 'n redelike fietsloopbaan op 'n stadium in jou lewe. Jy begin hier by 'n klein swart skopfietsie, 'n plastiekfietsie. As jy regtig nou in my tyd, as jy nou regtig jou kant bring, dan kry jy se wiele so 'n mate deurgery totdat jy nou by jou volgende fiets kom. En dan die volgende een sal nou 'n 3-wiel tricycle wees met die peddeltjies op die voorwiel. Want dis al nou nie meer plastiekfietsie. En as jy nou 'n bietjie verder in die lewe gaan, dan kom jy later nou by 'n 2-wiel fiets uit. Nou die 2-wiel fiets begin ook maar met 4 met die sywieletjies. Maar dit is almal 'n 2-wiel fiets en as jy nou 'n stukkie verder gaan, dan is die sywieletjies later almal nou af. En dan gaan jy dan so op die 2 wiele aan en as jy nog gelukkig was, dan was nou 'n backpedal wat so lekker swart strepe op die agterstoep maak. En as jy nou daarvan af so 'n stukkie verder gaan, dan raak dit nou op BMX. Kyk, dan is jy nou groot seun. As jy nou BMX kan ry.
En as jy nog so 'n stukkie verder in die lewe afgaan, dan raak dit 'n bergfiets. En dan hoe meer ratte, hoe beter. Dat kan ons nou nooit genoeg wees nie. En dan 'n bietjie stukkie verder aan, dan moet 'n fietser ons nou shocks hê. Kyk, dan is die toekoms blink. En as ou nou nog so 'n stukkie verder gaan, jy word nou groot bederf, dan is daar dalk ergens 'n motorfiets ook hier in die pakkie. Maar soms moet jy 'n rat terugsit. Soms kos dit jou om die motorfiets op te offer en weer terug te gaan na die fiets toe. En vir die trotse deel in jou is dit vernederend. Maar kom ons sien dit raak. Pa, as jy jouself humble, jouself verneder voor God, gaan hy afkyk met trots en sê, kyk, daai is my seun. That's my son. Dames, that's my daughter. She's mine. Jy moet jouself verneder voor God om op die regte tyd. En op die regte tyd gaan hy jou verhoog. Ons lees weer 1 Petrus 5 vers 6. So humble yourselves under the mighty power of God, and at the right time he will lift you up in honor.